Come Jesus, come. Halleluja. Ons raak net stil vir 'n oomblik. Here Jesus, U ken ons elkeen se harte. U weet die pad wat U met ons elkeen stap. Sommige paaie is 'n kronkelpad, sommige paaie is besaai met obstacles. Maar dankie Heilige Gees dat U met ons is. So met load reduction en Eskom se load shedding wil die duiwel vir my kom sê, maar julle dien 'n kragtelose God. En ons weet wat ons weet wat ons weet. Ons dien 'n God wat almagtig is, vir wie niks onmoontlik is nie. En ons wil hom loof en prys. Dankie Here Jesus. Dankie vir die krag wat daar lê in die bloed wat vir ons gevloei het. Daar's niemand soos U nie. Daar's niemand met 'n naam groter en sterker as U naam nie. U kom tot al die lof en al die eer. Amen. As hy. Dis vir my vanoggend 'n voorreg om met julle 'n boodskap te kan kom deel. En ek hoop regtig dit sal vir julle ook iets kan beteken. My tema vanoggend is wanneer ek alleen voel. Wie van u dalk met 'n bewys van hande het al op moedverloorse vlakte gesit? Amper, né? Daar sê ons is weer terug op die lig. Wie van u het al gevoel jy beleef 'n seisoen waar die Here van jou vergeet het? Ek bedoel, jy is omring deur mense, vriende, familie, boetas en susters van die kerk, maar jy besef, hulle sal nie verstaan nie. Jy besef, hulle het nie eers lus om te luister nie. Dis tye wat ons meer vra het as antwoorde. Ja, die duiwel kom selfs en sê, jy's van geen nut nie. Jy begin selfs voel jy's waardeloos. Jy wonder en jy twyfel soms, hoekom haal jy nog asem? Ek seker ons almal het al op 'n stadium so gevoel, nie waar nie? Daar mag dalk selfs vanoggend iemand wees wat so voel. Dalk jy wat na die DVD of die video kyk. Wel, daarom wil ek julle kom bemoedig vanoggend. Jy sien, when God needs to make you great, He isolates you. Met ander woorde in Afrikaans, as die Here 'n plan het, gaan hy jou een kant toe trek, en hy gaan met jou werk, en hy gaan met jou woeker, en hy gaan jou leer, en hy gaan jou versterk. Ek wil julle met een ding mooi verstaan, die Here slaan reguit hou met kromkieries. Amen. Glo julle dit vanoggend? En ek wil dit vir julle kom probeer illustreer vanoggend met 'n klomp godsmanne en godsvrouens in die Bybel, Bybelfigure. En daar's 'n hele klompie, julle kan julle eie selfstudie gaan maak. Ek het so rofweg 20 neergeskryf, as jy te sê, ons gaan deur al 20 werk nie, en 'n mens kan amper 'n preek van elkeen voorberei, of 'n boodskap voorberei. Maar ja, kom ons gaan, en kyk ons, want in elke voorbeeld wat ek vir julle gaan noem, is daar ook iets wat die Here ons wil leer, en ek deel dit graag met julle. Nou, julle sal nie glo nie, julle in die begin, sommer in die eerste 3 hoofstukke van Genesis, ontmoet ons vir Adam. Wie van julle onthou vir Adam? Dis waar alles begin het. En hy het die wonderlike voorreg gehad, om saam met God te wandel, in die tuin van Eden, om met God te kan gesels. Julle, en raai wat? Hy was die enigste mens op aarde. En hy het alleen gevoel. En dit is ook 'n kopkrapper vir my, want jy loop saam met God die Vader, jy gesels met hom, maar is nie goed genoeg nie. En ek besef toe, wow, okay, ons sal later daaroor verder dink. En ek lees verder, en ek kom toe agter, maar God het soveel compassion gehad, soveel genade gehad, dat hy gesê het, okay, ek sien Adam is ongelukkig, hy's alleen. Raai wat? Ek gaan vir Eva maak. Alhoewel ek weet Eva gaan later al van die appel eet, maar nog steeds, ek wil Adam gelukkig sien. So ouens, in jou tyd van nood, in jou tyd van, jy voel alleen, gaan die Here nog steeds genade hê vir jou. Hy gaan nog steeds compassion hê
Kan iemand daarvan getuig vanoggend? Ons is nie alleen nie. Tweede voorbeeld wat ek toe aan dink, of op afkom, is Josef. Hallo, onthou julle wat met arme Josef gebeur? Hy was 'n geval van human trafficking. Sy boeties het hom verkoop. En toe eindig hy nog onskuldig met valse bewyse in 'n tronk, nie vir 1 dag nie, nie vir 2 dae nie, vir 14 jaar, amper 14 jaar. Hallo, hoe voel dit? Hoe onregverdig is die lewe? Wat moes daai man nie leer in 14 jaar nie? Wat se pad moes hy nie met die Here stap nie? En julle weet self waar Josef geëindig, hy het vir die hele Egipte land gesorg, met die wysheid en kennis en insig wat die Here hom mee toevertrou. So die Here gebruik situasies om ons voor te berei. Ek dink aan iemand soos Moses. As 'n babietjie was hy in 'n mandjie gesit en geïsoleer en daar gat hy op die Nylrivier. Later in sy lewe was hy vir 40 dae en 40 nagte op die berg. En hy het die wonderlike voorreg gehad om die rugkant van die God te ervaar. En die heerlikheid van die Here was so groot dat dit op hom gekom en toe hy van die berg af kom het hy gegloei soos 'n lightbulb. Nie waar nie? Julle het die voorreg gehad om die volk Israel uit Egipte land te lei en wonderwerk op wonderwerk te beleef. Nou as ek aan hulle dink, hulle was vir 40 jaar in die woestyn, want die Here het 'n plan gehad. So, dis nog 'n ding wat ek vandag wil noem, of net aan wil raak, is, daar's nie 'n tydperk aan ons tyd van isolasie nie. Party mense kan voel hy is vir 'n week in isolasie, of die Here van my vergeet vir 'n tydperk. Party vat langer, party vat jare. Maar die Here het altyd 'n plan. Daar's klomp figure. Elia, Johannes die Doper, wat hulle almal moes altyd op 'n stadium iewers heen vlug. Ek dink aan die Bybelstyd, die melaatse manne. Ouens, as jy melaats was jy melaats. Hulle het vir jou ge-outcast, jy was eenkant. En tog, wat het die Here Jesus gedoen? Hy het hulle gaan genees. Ek dink nie, hulle het eers besef dat hulle genees kan word nie. Die vrou wat aan bloedvloei gely het vir 12 jaar. Mense, dit is verskriklik. Hoe moes sy gewees het? Waar moes sy beweeg het? Wat het sy elke dag gedoen? Maar in haar swakheid het sy geweet, sy moet net naby aan die Here kom. En sy het aan sy soem geraak, en sy was genees. Ek dink aan iemand soos Jona aan die walvis. Hallo, daai man was geïsoleer vir 3 dae, binne 'n walvis. En niemand wil die storie glo nie. En in die week is die Here so getrou, hy stuur vir my 'n link van 'n video klip wat wys hoe iemand op 'n kajak in die see deur 'n humpback whale ingesluk en uitgespoeg word. Ek kom op interessante feite van 'n walvis af wat sê 'n blou walvis se hart is so groot, die aorta, dis nou die aartjie wat die bloed na jou hart toe vat, is so groot dat 'n volwasse man deur hom kan kruip. Ouens, dis bietjie groot. Ons het nie idee nie. Ons dien 'n amazing God. En alhoewel slim mense wil kom sê, nee, dit kan nie wees nie, en wat. Die Here bewys dit anders, keer op keer. Een van my gunsteling Bybelkarakters is Dawid. Nie noodwendig Dawid die koning nie, maar Dawid die ou klein skaapwagtertjie. Hy was nou nie iemand van baie belang nie, en hy was klein en portier, ek blykbaar, help my as ek verkeerd is, hy was die kleinste van al sy broers. En hy was nie baie belangrik geag nie, hy moes maar die ou skaapies oppas. Maar wat gebeur terwyl hy skape oppas? Die Here leer hom hoe om die skape te beskerm teen leeu's en bere en wat nog. En dis ook Dawid wat Goliat kon verslaan het. Want Dawid het 'n pad saam met die Here gestap. Yes, hy het baie ups and downs beleef. Ou Dawid het lekker droog gemaak. Maar hy kon ook repent. En die Here sê, Dawid was geliefd. Mens dink aan iemand soos Daniël in die leeukuil. Ons dink aan Noag en die ark. Hey, hulle was geïsoleer. Letterlik, figuurlik, geestelik, emosioneel was daai man geïsoleer. Dankse die groot vloede. Maar voor dit, wat se bespotting en goed moes hy nie ervaar nie. Mense het gedink hy is koekoes. Julle, daar is soveel voorbeelde. Nog 'n gunsteling van my is Job. Ja, arme Job. Julle weet self wat met daai man gebeur het. En tog seën die Here hom dubbel en dwars.
Ek dink aan Jeremia, nog 'n profeet. Ek dink aan Abraham, Jakob, Paulus. Kom ons gesels oor Paulus. Ja, die man wat die meeste kerke geplant het. Hy het nou nie 'n banghaar gehad op sy kop vir die Here nie. Hy was bold. Hy het in boldness beweeg. Daai man was meer in die tronk as enige iemand anderste in die Bybel se tyd. Maar hy het nie op 'n hoopie gaan sit nie. Hy het gerejoice in die Here. Hy het so geloof en prys dat die tronkdeure oop bars. Dis die feite. Dis die God wat ons dien. Ja, daar's ek nog 'n hele klompie. Hanna. Wie van julle ken Hanna se storie? In die Bybel se tyd as jy nie 'n kind kon verwek nie, was jy niks. Niemand het met jou gedeel of gehandel en gewandel en niemand wou eers met jou geken het nie. Haar eie man het haar selfs alleen gelos, want sy kon nie 'n kind verwek nie. En tog het sy geboorte gegee aan die profeet Samuel. Hoekom deel ek hierdie met julle alles? Mense, ons moet een ding besef. Die Here kan nie met ons werk as ons so besig is met die dinge van elke dag nie. Hy moet ons baie keer terugtrek en sê, okay, kom ons raak rustig. Raak stil. Sit en wag op my. Hy wil ons versterk. Hy wil ons fisies, emosioneel en geestelik versterk. Hy wil hê ons moet hom in alles ken, hom alles deel maak van ons elke dag bestaan. Ons moet hom met alles kan vertrou. Dis maklik om te sê, ja, ek vertrou die Here. En dan wanneer die tekker die teer begin slaan, wat maak ons? Dit is ook so dat in tye van beproewing leer ons onsself beter ken. Beteken dit ons gaan nooit weer eina hartseer of probleme hê nie? Nee. Dit beteken die Here gaan ons nooit alleen los nie. Hy wil 'n pad met ons stap. Hy wil verhouding bou met ons. En sy Heilige Gees is altyd teenwoordig. Hy bederf ons met sy Heilige Gees. Jy kan nou vir my sê, okay Dian, is nou pragtig, maar sê 'n bietjie vir my, waar was die Here? Waar was die Here toe my kind doodgery was deur 'n dronk bestuurder? Waar was die Here toe my huwelik op die rotse beland het? Waar was die Here toe my beste vriend of vriendin aan kanker sterf? Waar was God? Goed aan Sissa, God was op dieselfde plek waar hy was toe Jesus aan die kruis gesterf het. Hy was saam met Jesus. Glo julle dit vanoggend? In al jou eina, weet die God is by jou. Hy los nie ons hande nie. Maak nie saak hoe jy voel nie, maak nie saak wat die leuen is, wat die duiwel met jou wil kom deel nie. Die duiwel is gou om vir jou te sê, kyk, jy staan alleen. Kyk, die Here het jou hier gedrop. Jy het gedink, dit gaan so en so uitwerk, maar dit het nou eintlik so gebeur. Weet julle wat? Dis deel van God se plan. God sal jou nooit drop nie. Inteendeel, hy het jou nog nooit gedrop nie. Partykeer is dit ons wat ons sy hand los. Jesus wil nie ons hand los nie. Daar is soveel skrifte wat my bemoedig vanoggend, soos Psalm 37:6 wat sê, hy sal vir ons deurkom. Nie miskien, of ons moet nou eers A, B of C of D doen nie, nee, hy sal. Is tyd dat ons op die beloftes van God staan, op die woord van God staan. As ons sê ons is kinders van die Here en ons lees ons Bybel, moet ons dit begin glo. Amen. Numeri 6:24-26 sê, hy sal ons gebede beantwoord. Romeine 8:28, julle weet wat staan daar, alles sal ten goeie meewerk. Ouens, dis skrif wat my boost. Matteus 19:26, vir die mense is dit onmoontlik, maar by God is alles moontlik. Selfs al werk dinge nie uit soos ons wil hê dit moet uitwerk nie. Kom die Here en sê in Jeremia 29:11, ek weet wat se planne ek aangaande julle het. Julle ken hierdie tekste. Man, sê dankie Jesus. Wat sê Jesaja 40:31? Dat in die tyd terwyl ons wag van die gange van die lewe vir die volgende deur om oop te gaan, gee die Here ons nuwe krag.
Weet jy wat so mooi van dit? Hy gee dit vir ons elke oggend. Hy gee ons genoeg krag vir die week en per ongeluk gebruik jy dit in dag 1 op nie. Dis nie my Here wat ek dien nie. Hy gee vir ons elke dag nuwe krag vir daai dag. Die vraag is net, vat jy dit? Claim jy dit? Sê jy dankie Here, dankie Heilige Gees. Habakuk 2 vers 3 sê, al sou die vyeboom nie bot nie, nogtans sal ek juig. Julle ken daai liedjie ook. Ons moes hom eintlik gedoen het vanoggend. Man, ons moet die Here loof en prys, ook in die slegte tye, sodat ons kan leer om te prys in die goeie tye. Verstaan julle wat ek vir julle met julle wil probeer deel vanoggend? Jakobus 4:7 sê, onderwerp julle self dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug. Nie, miskien nie, hy sal. Gaan hy weer probeer, natuurlik. Maar dan herinner ons om waar ons ook vandaan kom en waartoe hy op pad is. Nee? Prys die Here. Okay, Dian, nou, maak dit prakties. Great, kom ons maak dit prakties. Ek hou van prakties. Baie keer sê mense, ek's onprakties, ek's 'n dromer. Wel, vandag gaan ek probeer prakties wees met julle. Hoe gaan ons te werk om kalm te raak, om die vrede te ervaar wat die Here beloof in sy woord hy vir ons sal gee? Nommer 1, maak hom deel van jou elke dag. Julle, as ons in die oggende wakker word, moet nie die selfoon gryp en kyk wie jy gesoek nie. Hallo, praat ek net met die mense wat dit nie doen nie, ek doen dit. Ek probeer om dit te doen nie, né? Maak God deel van jou elke dag. Met ander woorde, as jy oogies oopmaak, sê, hallo Here, ek's wakker, dankie dat jy my wakker gemaak het. Dankie, dis 'n miracle. Ons moet dit begin leef, ons moet dit begin proclaim. Laat God die middelpunt wees waarom jou lewe draai en waarop jy bou. Sit Jesus eerste. Jy dra 'n mooi hemp wat dit nou vanoggend verklaar, nee. Put God's kingdom first. Ouens, ons moet dankbaar wees vir alles. Selfs vir die minder lekker dinge in die lewe. Want as ons besef dis deel van God se plan, great, dan moet ons gaan glimlag daaroor. Baie keer moet ons deur iets slegs gaan, want iemand hou ons dop, ons weet dit nie eers nie, en as hy sien maar, hierdie kind van die Here druk deur, hy bly moedig, alhoewel dit so sleg met hom gaan, sonder dat jy eers weet, het jy impak op daai ou, of vrou, of selfs jou tuinwerker, of wat ook al. Jy besef nie wat om jou aangaan nie. Ons het nie altyd die groter prentjie nie. God is getrou. En ek kan julle verseker, as ons begin leef, en ons soek die Here in alles, is so maklik om te sê, maar die duiwel het nou dit en dit, hoekom kan ons nie sê, maar die Here het dit, en die Here gaan so, hoekom praat ons altyd andersom, nee, of negatief, ek weet nie, maar as ons dit begin doen, mense, dat ons regtig die Here in alles eerste soek en vind, binnekort sal jy saam met my kan opgewonde wees, sal jy saam met my kan getuig, en nie uitgepraat raak oor hoe wonderlik die Here is nie. Ja, dit is normaal om te sê, vandag was 'n slegte dag, maar raai wat, ten spyte van dit, is die Here getrou, het ek 'n warm bed om in te slaap, kon ek dit, kon ek dat, kon ek so, het die Here hier vir ons deurgekom. Julle, partykeer is die grootste probleem onsself. Ons is so ongeduldig. Ons wil so graag by die punt kom wat ons weet die Here ons beloof het en wat hy ons natuurlik vat, maar soek dit al gister. It's God's timing, not ours. En God se tydsberekening is perfek. Hy het baie meer geduld as ek en jy. Hy het nodig om jou deur die stappies te vat, of dit nou 1, 5 of 20 stappies is. Jy moet deur jou stappies gaan, want by elke kruispad leer jy iets, berei jou voor, maak hy dit vir jou meer duidelik, vat jou verder weg van miskien die verkeerde pad wat jy op pad heen was. God is die God van wonders. God is 'n miracle worker. God is 'n waymaker. Hy maak 'n weg. Mag dalk nie vandag wees, dit mag dalk nie oormôre wees nie. Maar eendag gaan jy terugkyk en sê, ja, hierso het die Here 'n weg gemaak. Hierso was die oplossing. Ek het dit nie eens besef nie, maar vandag kyk ek terug en ek sien, die Here het. En dis die mooi. Dis die mooi as ons hom soek in alles. Ons begin sekere goed raak sien.
God beloon ons vir ons getrouheid. God beloon ons vir ons gehoorsaamheid. Regtig hy doen. Ek kan daarvan getuig. Kom ons aanbid God vir sy grootheid. Kom ons aanbid God vir sy almag. Kom ons gee die Heilige Gees regtig 'n werklike kans om 'n verskil te kom maak in ons lewe, want hy sal. Dis nie net van hy gaan miskien nie, hy sal, hy gaan. Ons is nie perfek nie. Ons dien 'n perfekte God. God vra nie dat ons moet perfek wees nie. God sê, gee my net 'n kans. Dis al. En wanneer ons dit doen, kom daar genesing. Kom daar oplossings. Kom daar antwoorde. Partykeer verander die dinge handomkeer en jy bevind jouself heeltemal in 'n nuwe rigting. Jy het nie eens daaraan gedink nie, maar God het. Ek het gevind wanneer ons ook vir mekaar begin bid en met mekaar deel, verdwyn ook jou eie eina. Want dis hoe getrou die Here is. Dat te midde van enigiets kom en hy sê, baie dankie. Voel hierdie vrede, voel hierdie kalmte, ervaar, hier maak ek 'n verskil in jou lewe en in die persoon se lewe vir wie jy gebid het. Ek wil graag met julle 'n verhaal deel. Dit gaan oor hierdie tannie, haar man was baie siek. En sy het geweet, sy moet by die apteek gaan stop en vir medisyne kry, want dit gaan hom help. En sy gaan toe in en sy kom uit en sy besef, oeps, ek het my sleutels in die kar toegesluit. En sy sê, ag Here, hoe moet ek nou maak? Hier's niemand wat my gaan help nie, asseblief Here. Stuur iemand wat my kan help om hierdie sleutels uit my kar uit te kry. Ek moet by die huis kom, my man is siek, hy kort hierdie medisyne. Kort daarna stop 'n ou daar, maar hy lyk maar bietjie skurf, nee, hy lyk bietjie rof en grof. Kyk, is nie 'n ou wat jy eintlik wil ontmoet nie, nie eers helder oordag nie, ons praat nie eers van bietjie laat aand nie. En hy sê, mevrou, is jy in die moeilikheid? Sy sê, ja, ek het my sleutels in my kar toegesluit, kan jy my help? Hy sê, ja, kan jou help. En hy kry 'n stuk draad en 1, 2, 3 is die kar oopgesluit. Sy kan by haar sleutels uitkom. En sy draai om en sy gee die man 'n drukkie en sy sê, dankie Here vir hierdie wonderlike man, dankie Here dat jy hierdie ou oor my pad gestuur het. Ek loof en ek prys U, amen. En toe sy terugtree, sê hy vir haar, mevrou, ek het gehoor wat jy gebid het. En ek's nie 'n goeie man nie, ek's nie 'n wonderlike man nie. Ek is gister uit die tronk ontslaan, en ek was in die tronk vir 14 maande, want ek het karre gesteel. Sy draai om, sy gee hom weer 'n drukkie, sy sê, dankie Here, dat jy 'n professionele man vir my gestuur het. En dis wat ek vir julle probeer sê, soek en sien die Here in alles, dan sal dit met ons goed gaan. Dan sal ons tydperk van die woestyn, of seisoen van, ek voel alleen, gaan verbygaan, gaan oorgaan. Amen. En dit is my deel wat ek met julle wou kom deel het vanoggend. Ek is opgewonde. Ek is opgewonde om by julle elkeen te hoor, soos die jaar aanstap, hoe, wat en waar die Here vir jou iets doen en beteken. Man, ons stig mekaar, ons bou mekaar. So, ek wil graag afsluit met 'n laaste song, en dan sal ons afsluit met gebed daarna, en sing hierdie volgende song saam met ons. Amen. So, ons welkom